vandag kom ons by die volgende tema, wat ek noem, die taal van die Heilige Gees. Die taal van die Heilige Gees. Nou julle sal weet, ons het laasweek gepraat oor die stem van die Heilige Gees, so nou, waaroor gaan ons nou praat vandag? Die taal van die Heilige Gees. Nou, die taal van die Heilige Gees is nie wat meeste mense sal dink dalk in kerkwêreld van, jy gaan 'n gawe kry om in tale te praat nie. Dis iets baie meer groter as dit. Baie groter as dit. Nou, een ding voor ek net wil verder gaan met hierdie reeks, wil ek net gou 'n versie vir ons noem, wat ons in Jesaja 40 lees, vers 13, en dan gaan ons met die Engelse vertaling uitlees, want dit is so 'n belangrike konsep om te onthou. As ons praat oor God en praat oor dinge uit die woord uit, maar hier is wat dit sê, who can fathom the Spirit of the Lord? Ek lees dit uit Engels uit, want hy sê dit net so omvattend vir ons, in Engels, in Afrikaans, die vertaal het so 'n bietjie leeg, maar who can fathom the Spirit of the Lord? Dit is so belangrik te onthou, want al praat ek die beste is wat ek kan, en iemand sit by jou en leer hulle so goed as wat hulle kan oor die Gees van die Here, moet jy weet, dat daar gaan nie genoeg woorde wees nie, daar gaan nie genoeg leringe wees nie, daar gaan nie genoeg inligting wees, daar gaan nie genoeg belewennisse wees, dat ek en jy God 100% verstaan nie. Daar gaan nog steeds hierdie mysteriese element in dit bly. Jy gaan nog steeds dalk sit met vrae. Jy gaan dalk steeds sit met hierdie begeerte, en jy weet nie lekker hoe om hierdie gebeure te vervul in jou verhouding met God nie. Want daar is net 'n element van God leer ons genoeg, dat ons verhouding met hom kan bou, maar daar bly net so groot element, dat hy bly 'n misterie. Ek weet nie of dit dalk beter gaan verduidelik so nie, dat ek praat met my klein seentjie, Levi, en hy raak nou slim genoeg om goeie vrae te vra. Ek weet van julle ouers is al goed deur dit, maar hy raak nou daar waar ek nie net kan sê, want pappa sê so nie. Hy wil weet hoekom sê pappa so, en gee 'n bietjie verduideliking, en hy verstaan nie dinge nie. En net nou die dag het ek die fantastiese werk gehad om magneetvelde vir hom te verduidelik, aan 'n 6-jarige. Wat 'n ingewikkelde proses was dit, en hy kon nie verstaan hoekom die magnete so en so plak nie, hoe werk hierdie ding, en ek moet hom positief en negatief leer elektrodes, en sterk dan 'n 6-jarige kind, hoe doen hy dit? Jy weet, hoe verstaan hy dit? En al hoe ek dit kon regkry is, ek moes dit baie dumb it down, né? Praat dit af in sy vlak, haal baie inligting uit, gee hom net die nodige, sodat hy kan begryp in sy wêreld, en soos hy ouer word, kan hy dalk meer begryp en kan hy meer leer. En dis presies hoe God met ons werk. Soos ons praat oor die Heilige Gees, gaan hy sekere inligting vir jou gee en sekere belewennisse met jou gee, maar maak nie saak hoe jy God beleef nie. Maak nie saak hoe lank jy al 'n pad met hom gestap het of hoe goed jy hom ken nie. Hoor dit mooi, dis 'n dumbed down version van hom af. Okay? Want hy is net groter. Hy verstaan net meer. Niemand kan dink absoluut soos hy dink nie. Niemand kan hom begryp en genoeg woorde vir hom gee nie. So wanneer ons praat oor die Heilige Gees, is dit altyd bietjie 'n dumbed down version. Okay? En ek weet ons almal hardloop rond en sê nee, maar ons wil alles weet. Jy gaan nie alles weet nie. En hy saam wil ek vir jou 'n woord van waarskuwing ook uitdeel. As jy ooit in 'n lering sit by enige predikant of enige iemand wat praat oor die Bybel en hulle gee vir jou 'n absolute antwoord van hier is die Here en hier is wat hy sê en dit is net 100% seker van hier is wie God is, vat dit met 'n knippie sout. Want daai persoon het ook 'n dumbed down version iewers gekry. Daai persoon het dit ook gehoor op 'n manier dat hy net kan weet wat hy nou moet doen in sy seisoen, wat God verwag. Dis nie 'n absolute nie. So wanneer ek praat oor die Here weer vandag en die Heilige Gees en ek praat oor die taal van die Heilige Gees, is dit so belangrik. Nou, net gou 'n vraag. Hoe klink jou taal? Ek weet jy besef dit nie, maar jy het 'n taal. Die van julle wat al gereeld Invloed Kerk besoek, sal al weet min of meer hoe klink my preke. Jy weet ek het sekere woorde, 'n sekere styl, 'n sekere manier, en jy weet al waar om te glimlag, want jy weet, ag, ek gaan nou weer dit sê, en ek het net 'n sekere taal, soos ek praat. En dis okay, dis normaal, dis net hoe dit is. En so het jy 'n taal. Dat voor mense dalk, of jy jou sin klaar praat, kan sekere mense jou sin voltooi, want hulle ken jou taal. Nou asseblief moet nooit iemand se sin vir hulle voltooi nie, dit is so irriterend. Maar hulle ken jou taal. En jy het dalk daai familielid wie se taal net absoluut positiwiteit is. En jy kan nie wag dat hulle kom kuier nie, want wanneer hulle kom kuier, dit is net hierdie lag en hierdie lekker en hierdie wow, want dit is hulle taal. En dan kry jy ook daai familielid, hulle taal is klaar. En dis al wat hulle doen.
En ek weet nie, hulle self hou nie daarvan nie, maar hou aan so praat. Dit is net, dis hulle taal, dis net hoe hulle is, dis net die klank van hulle stem. En ek weet nie of jy dit weet nie, maar elke liewe persoon het dit. En hier is iets groter. Die Heilige Gees het dit ook. Dat wanneer die Heilige Gees werk en hy praat met jou en deur ander, is daar 'n sekere taal wat jy sal aanvoel. En jy sou kan begin eien, maar hierdie is die Heilige Gees, want ek sien dit. En dit is so belangrik om te praat daaroor, want iets groter as sy stem is baie keer sy taal. Hoekom, wat bedoel ek daarby? Ek het nou nie laasweek genoem toe ek gepraat het oor God se stem nie. Maar hier is my eerlike opinie. Wanneer God so opdaag in jou lewe en hy praat met jou en die woord word lewendig, of iemand sê 'n woord vir jou en jy weet dit is God wat met my praat, daai oomblikke, dis redelik moeilik om nie te besef, okay, nou praat die Here nie. Jy moet redelik jou hart verhard om dit te mis. Maar as jy oop is vir die Here en hy praat, jy gaan agterkom is hy. Wanneer jy in gesprekke is, of 'n preek is, en jy weet, wow, hierdie woord is net vir my, die Here praat nou, niemand hoef langs jou te sit en jou te oortuig of van jy weet, nou praat die Here. Daar's 'n sekerheid wat saam met dit kom. Maar daai stem van die Here is nie 24/7 nie. Reg deur geloofsreis is daar baie keer, ek noem dit broodkrummels wat die Here los. En ons is in die reis saam met hom, saam om te wandel, en hierdie broodkrummels is goed wat ons langs die pad optel in gesprekke, en dinge wat jy sien, en hoe lewe gebeur, en jy kom agter, maar God is besig hiermee. En dit is nie omdat God het gesê het vir jou, en jy daai absolute, hier weet ek nie, dis net die taal van die Heilige Gees, die broodkrummels van die Heilige Gees. En dit is so belangrik, dat as volgelinge, dat ons weet, wat is die broodkrummels van die Here. Dat ons kan agterkom in gesprekke, en selfs in kerke waar jy opdaag, en leringe waarna jy luister, en dinge waarmee jy betrokke raak, en hoe jy die Bybel onderskei, is hierdie die taal van die Heilige Gees. Is hierdie hoe hy sou praat. Is hierdie die hart van die Here. En wanneer jy dit besef, wow, het jy 'n vrymoedigheid om te volg. Het jy 'n vrymoedigheid om te gehoorsaam. So kom ons praat hieroor. Ek gaan vandag 3 dinge vir ons noem, wat so groot is in die taal van die Heilige Gees. En die heel eerste ene is die taal van bevestiging, om te bevestig. Dis hoe die Heilige Gees praat. Hy hou van bevestig. En in Romeine 8 vers 16 lees ons hierdie, waar Paulus hierdie vir ons leer, hy sê, want die Gees self wat? Bevestig, teenoor ons eie gees, dat ons God se kinders is. So, julle sal onthou, 'n paar weke terug, toe ons die reeks afgeskop het, toe praat ek oor wanneer die Heilige Gees kom, en Jesus het daar gesê in Johannes 16, wanneer die Heilige Gees kom, gaan hy kom en die wêreld oortuig van sy sonde. Dat die stem van die Heilige Gees gaan wees een van, luister hier's 'n sonde wat jy doen, jy's besig om in 'n rigting te beweeg wat nie reg is in die Here se oë nie, en hierdie is nie 'n fout nie, hierdie is sonde. Sonde, die loon van die sonde is die dood. En tot jou genade het die Here die doodstraf op hom gevat. En jy moet jou lewe regkry deur jou geloof in hom te plaas, en ons almal ken daai oomblik wanneer die Heilige Gees so opgedaag het in jou lewe en jy het geweet, ek beter my saak regkry met die Here. Niemand hoef daai te vir jou gedoen het nie. Die Heilige Gees het opgedaag en jy oortuig. Jy het geweet, wow. En daar het 'n gebed in jou wakker geword van, Here, asseblief vergewe my vir daai. Here, asseblief, ek sit my vertroue weer nie. Here, vergewe my van my sonde, vergewe my afdwaling. En Here, nie op grond van my mooi gebed nie, maar op grond van my geloof, Here, dat ek weet jy het gesterf aan die kruis en vir my dood gegaan en het opgestaan. En as gevolg daarvan kan daar opstanding in my hart ook gebeur. En dan is daar 'n vernuwing, maar nie net 'n vernuwing in jou nie, hoor mooi. Daar's 'n verandering in die taal van die Heilige Gees. Nie loop hy rond en oortuig jou van jou sonde meer nie. Hy loop nou rond en bevestig aan jou wie God is vir jou. Joh, julle, hierdie is groot. Hierdie is iets so goed. Want ewe skielik verander hoe jy dink oor die Here. Selfs wanneer jy 'n fout maak, 'n sonde weer doen, dan is dit nie weer die eerste stem van die Heilige Gees wat vir jou gesê het, ruk jouself reg, bekeer jou nie. Nou is daar 'n stem van, luister, hier wat jy doen, jy weer 'n sonde. Maar onthou, moenie nou gaan sit in jou sondegat nie. Onthou jy wat Jesus vir jou gedoen het? Dieselfde genade wat daar was in jou eerste sonde, dieselfde genade nou. Moenie gaan sit en jouself jammer kry of die stem van die vyand luister. Kom na my toe. Ek het genade vir jou.
Ek sal jou vergewe, bevestiging. Wat hoor jy wanneer daar sonde in jou lewe is, nadat jy klaar die oortuiging gehoor het? Want die Heilige Gees trap nie meer op sy kinders nie. Heilige Gees loop hier rond en sê, hoe kon jy nie? Jou vuil, eil, bloubil ondersteuner. Okay, hy sê dit dalk, maar die Heilige Gees loop hier rond en trap jou af nie. Hy gooi jou nie in die sloot nie. Hy speel nie op jou skuldgevoel nie. Hy laat jou nie lê en wanneer jy plat is op aarde, dan skop hy jou nie. Die Heilige Gees is juist daarom, jy's nou sy kind. My kind, weet jy wie jy is? Jy's my kind. En daar's 'n skuif in jou teologie, want ewe skielik is dit nie net jy het geglo, daar is 'n God nie. Nou is dit ewe skielik, hy's nou my God. Het jy al daai skuif beleef van, hy is God, nou hy is my God, nou hy is die verlosser, nou hy is my verlosser, nou hy is die voorsiener, nou hy is my voorsiener, nou hy is die saligmaker, maar hy is my saligmaker, hy is die leidsman, nou hy is my leidsman. Daar's waar die Heilige Gees se taal lê. Die taal van bevestiging, die taal van jy is sy kind, die taal van hy sal jou lei, die taal van hy sal jou nooit los nie, die taal van wanneer wat ook op jou skouers land of 'n gevoel is in jou gemoed van depressiwiteit soos Dawid, waar hy sal kom en sal praat en sê, nee maar Dawid, ek is die een wat jou sal oprig. Bevestiging, bevestiging, bevestiging. Ek weet nie of jy dalk op 'n spasie van jou lewe is waar jy dalk stoei met stemme in jou binneste nie. En nie al die stemme is goed nie. Van daai stemme kan jou trap. En baie keer is dit daai stem nie van ander mense nie, van onsself. Dalk het jy die swak vermoë soos ek, waar baie keer as jy die persoon op wie jy die hardste is jouself. En wanneer jy iets nie reg doen nie, dan is jy geneig om my hamer uit te tel en jouself net gou 'n paar houe te tik oor die vingers en te sê, beter. Nie goed genoeg nie. Nee, wat ek nou gedoen het as pa, wat ek nou gedoen het aan my vrou, wat ek nou gedoen het as pastoor, wat ek nou gedoen het tik oor die vingers. En dit is asof ek hierdie perfekte standaard van myself verwag, wat ek van niemand anders verwag nie. En in daai oomblikke kom die Heilige Gees en sê, wow. Voor jy daai hamer slaan op jouself, kom ek herinner jou net, daar was klaar 'n hamer geslaan. Die dag toe Jesus aan die kruis gehang het, was daar naels deurboor soos hamers die naels deur sy hande geslaan het. Die hamer is klaar geslaan, sit hom neer. Daar's nou genade. Daar's nou tweede opinies, daar's nou tweede reaksies, daar's nou nuwe kansse. Die bevestiging van die Heilige Gees. Julle, hierdie stem is so nodig. Die taal van die Heilige Gees is so nodig in hierdie. Hoor jy God so? En dan die tweede ene, nie net bevestiging nie, maar die tweede ene is so groot. Hoe die Heilige Gees se taal klink is liefde. Liefde is 'n massiewe een. Hoor wat Paulus sê in Romeine 5 vers 5. En hierdie toekomsverwagting sal ons nie teleurstel nie, want ons weet hoe lief God ons het. Hy het sy liefde mos in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat dit aan ons gegee het. Liefde is sy taal, julle. En nie enige ek hou van jou liefde nie. Nie van hierdie hippie van, oh man, just peace for everyone, tipe liefde nie. 'n Liefde wat van die hemel afkom. 'n Liefde wat so sterk is, wat jou hart kan deurboor en 'n harde hart kan versag. 'n Liefde wat sonde toemaak, sê die Bybel. 'n Liefde wat jou so kan omvou en jou menswees verander. En as jy al ooit gewonder het, hoe lyk iemand wat vol is van die Heilige Gees? Dis baie eenvoudig. In sekere leringe in kerke sal hulle vir jou sê, hoe iemand vol is van die Heilige Gees, jy moet kan praat in die gawe van die taal wat God vir jou gee, die Heilige Gees. 1 Korintiërs 12. Dit is dalk 'n teken, maar seker nie die teken nie. Nou wat is die teken? Moet jy 'n ander gawe hê, moet jy wonderwerke kan verrig? Moet jy hierdie absolute ervaring met hom hê, elke liewe dag, dat jy hoendervleis van jou klein toentjie tot jou boonste grys haartjie het? Hoe weet jy? Iemand is vol van die Heilige Gees. Is dit dat wanneer hulle preek, dan is daar 'n stem en 'n krag wat beweeg en dan, hoe weet jy? Daar's net een manier om te weet. En dis wat Paulus hier sê. Die liefde van God. Iemand wat vol is van God, iemand wat vol is van die Heilige Gees, is vol van sy liefde. Ek weet nie hoe lank jy die Here ken nie.
Sê maar 10 jaar. Het jy al 10 jaar se liefde in jou? Het jy al 20 jaar se liefde in jou? Het jy al 5 jaar se liefde in jou? Want iemand wat geestelik groei, kan jy sien deur sy groei in liefde. En hierdie is so groot. Ek en Stefan het al oral rondgeloop al, en wanneer ons by gesprekke kom, of dit nou by 'n koffietafel of 'n koffiewinkel is, en ons drink net koffie, en of ons nou iewerste is, en dan ewe skielik, dan sal ons koppe begin draai, na baie keer gesprekke. Stefanie hou daarvan om baie keer in te luister na ander mense se gesprekke om die tafel. Ek weet nie wie van julle het ook so oor nie. Ek het glad nie. Ons op baie keer sit in 'n koffiewinkel en sy sê, "Joh, hoor jy daai?" Dan ek dink die koffiemasjien, die waarna hoor jy? Waarna luister jy? Joh, nee, dit klink nie of dit goed gaan daar nie, of wat ook al die gesprek mag wees. Ek Engel, ek en jy praat. Ek het nie 'n saak met wat ander mense sê nie. Sorry, ek is so ingehou en ek mis alles. En sy het hierdie vermoë om te hoor. Maar baie keer as sy maar dan intrek in gesprekke in, en van daai gesprekke is so mooi. Dan sit ons daar en dan dink ek, ons het hierdie woorde, ruik jy dit? Wat? Nee, ons ruik 'n Christen. Is nie omdat daar sekere reuk om hulle is nie. Ons hoor die taal van liefde. Ons hoor die taal onder daai mense wat meer is as net mense wat mooi is met mekaar. Hierdie is die Heilige Gees se taal. En jy kan hom voel daar. En jy kan hom sien daar. En jy ervaar hom soos hy beweeg daar. En dis die broodkrummels. Kom ek vra die vraag so. In jou eie lewe, is daar broodkrummels wat mense volg? In ons huise moet daar broodkrummels wees. As mense kom kuier, in ons gesprekke met ander mense, moet die liefde van Christus daar wees, dan moet broodkrummels wees wat mense kan volg. As dit kom oor hoe ons praat oor ons land, oor ons werk, oor ons taal, oor ons kultuur, oor die situasie in ons dorp, oor ons skole, oor ons toekoms, oor ons alles, ryk mense dit by jou. Voel hulle die taal van die Heilige Gees daar? Is die liefde van Christus daar? Want wat God van ons verwag, is dat daar waar die Heilige Gees werk en praat, is die liefde. En jy lees hierdie waar Paulus verder skryf in die kerk van Galasiërs, wat bekend staan as die vrugte van die Gees. En in vandag se konteks die taal van die Gees. Maar die vrug van die Gees, die vrug wat die Gees voortbring, is die volgende, sê hy: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar geen wet nie. Ons lewe deur die Gees. Daarom moet ons die Gees ook ons leefstyl bepaal. Hierdie taal van die Gees moet ons leefstyl bepaal. Hierdie taal van liefde moet ons leefstyl bepaal. En Jesus was so erg daaroor. Hy het gesê, luister, daar is net een gebod onder die hele wêreld. As jy wil weet hoe doen jy iets reg in die Here se oë, meet jou liefde. Meet net jou liefde. En hy sê jou liefde moet tot oorlopends toe vol wees. Nie bietjie nie, oorloop. Dit moet selfs daar wees vir mense wat dit nie verdien nie. En mense wat dit nie moet kry nie. En hy gaan so ver om te sê, maar as jy net lief is vir die mense wat vir jou lief is, selfs die mense wat God nie ken, die kry dit reg. Ons moet selfs lief wees vir ons vyande. Die mense wat jou lewe kom swaar en bitter en onaangenaam maak. Die liefde moet selfs daar wees. Die taal van die Heilige Gees moet daar wees. Want dit is wat uniek is aan sy kinders. Ons moet God lief hê met ons hele hart, siel en krag en verstand. En ons naaste soos onsself. In Johannes 13, dis die vers van ons gemeente, praat Jesus verder daaroor en hy sê, ek gee vir julle 'n nuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê. Hoe? Soos ek julle liefhet. Soos ek julle liefhet. Soos ek julle liefhet. En is weer eens die Heilige Gees wat ons kom herinner hoe Christus ons liefhet. Het jy al daai beleef hoe die Heilige Gees met jou kom praat oor jou liefde? Partykeer is daai uitnodigings, dit voel so ferm, maar dit is so uitnodigend. Waar die Here by jou sal kom stil staan en sê, ek was in daai gesprek wat jy gehad het met daai persoon. Jy kon dalk bietjie meer lief gehad het. Bietjie minder oorlog gevoer het. Bietjie minder selfsugtigheid, bietjie meer uitgedeel het. Jy kon dalk minder gevra het vir wie mense moes wees vir jou, jy kon meer iets gewees het vir hulle. Wanneer my genade opraak vir mense, kom die Here in die Heilige Gees en hy praat oor sy taal en hy sê, Morney, onthou jy hoeveel genade ek vir jou gegee het toe jy jou rug op my draai? Ja.
En is 'n roep, praat my taal. Want wanneer jy my taal praat, dan sal jy die Heilige Gees sien beweeg. En taal is alles, julle. Taal is nie net sommer iets wat ons doen om mekaar te verstaan nie. Taal bepaal jou kultuur. Taal bepaal jou karakter. Hoe jy praat is alles. Petrus het so ver gegaan en gesê, as jy 'n goeie lewe wil leef, leer net om goed te praat. Leer om die taal van God te praat. Ek doen verder in die skrif, Jakobus, Jesus sy eie broer, hy leer ons, hy sê hierdie taal van jou. Dis soos 'n roer van 'n skip, 'n yslike skip, tonne swaar. En daai ding word beheer deur net hierdie roer wat daar agter in die water is. Dis jou taal, dis jou tong. En as jy wil saam met die Heilige Gees werk, begin sy taal praat. En daar waar jy agterkom, sy taal word nie gepraat nie. Daar's my en jou voorreg as sy kinders om 'n nuwe taal te kom skep. Daar waar mense links gaan, kan ons regs gaan. Daar waar mense kwaai wil wees, kan ons sagmoedigheid inbring. Die vrugte van die Gees, ek hoor dit een keer so mooi, hy sê liefde begin alles. Dis soos die wegspringblokke van God se vrugte, van God se taal. En selfbeheersing is die een wat die deur toehou vir goed om nie in te kom nie. Liefde is die wegspringblok en sê everything goes, en selfbeheersing is die een wat vir jou sê, hier is die lyne. Ek's mal oor en alles tussenin. Dis die taal. Hoe klink jou taal deesdae? Is dit die liefde van God in alles wat ons doen? En dan die laaste ene, wat ek vandag by wil stop, die taal van die Heilige Gees. En hierdie is so groot ene. En ek noem dit die taal van ek is. Die taal van ek is. Julle onthou hoe God homself mee gepraat het met Moses daai tyd. Moses was hierdie ou wat geroep was om al die Israeliete uit Egipte uit te gaan bevry. Wat 'n roeping, miljoene mense, no pressure. En God roep selfs 'n ou wat nie kan praat nie, hy hakkel verskriklik. Ek bedoel, hy sukkel om te praat. So Moses is so bewus van sy tekortkominge, en God wat hom roep, en hy weet nie lekker hoe gaan hy hierdie ding doen nie, en hy vra vir God, okay, maar Here, as ek na Farao toe gaan, vir wie moet ek sê vir Farao het my gestuur? Gee my 'n naam, gee my 'n titel, en hy sê vir hom net, sê vir Farao, ek is, het jou gestuur. Ek dink nie dit sou die Farao oortuig het nie. En ek dink dit sou baie min van ons oortuig as jy iets van die Here af hoor om te sê, luister hier, ek het van ek is gehoor. Wat sê jy? Waarvan praat jy? Maar iets wat so groot fokus is, en jy sien dit in gesprek met Moses, en jy sien dit reg deur die hele skrif, is dat daar's 'n fyn lyn tussen ek is en jy is. Kom ek verduidelik. Toe God met Moses praat, en hy probeer hom op sy voete laat staan om iets te doen wat God wil hê hy moet doen, was die taal ek is. Jesus is besig om sy disippels op te rig om te doen wat hulle moet doen vir die Here en te wees wie hulle moet wees vir die Here. Stap 'n intense pad met hulle en in een dag is daar groot skeiding in volgelinge van Jesus. 'n Dag wat Jesus goed gepreek het wat mense nie van gehou het nie en sy kerk loop leeg. Mense draai hulle rug in die middel van sy preek en loop weg. En Jesus kyk na sy disippels en hy vra hulle dieselfde ding. Luister jy, wil julle bly of wil julle gaan? Julle is welkom om my te volg nie. En daar word 'n gesprek oopgemaak en Jesus begin 'n vraag vra wat dieselfde is basies as Moses en hy vra hulle hierdie vraag in Matteus 16. Hy sê toe vir hulle: "En wat van julle? Wie sê julle is ek?" Simon Petrus het geantwoord: "U is die Messias, die seun van die lewende God." En onthou Jesus se taak. Hy's besig om mense op te rig vir sy doel. Onthou God se taal met Moses. Hy's besig om hom op te rig vir sy doel. En die gesprek was nie: Moses, wanneer jy na Farao toe gaan, onthou net wie jy is nie. Moses, onthou jy is die gekiesde van die Here. Moses, onthou jy is die geliefde van die Here. Jy is die leier van die Here. Jy is hierdie dapper ou wat ek sien. Jy is die uitgesoekte een. Hy praat nie daai taal nie. Dit kom by die disippels. En Jesus vra hulle nie, okay manne, ons gaan taak doen nie. Hier is wat julle moet antwoord. Wie is julle? Antwoord, wie is jy? Glad nie. Hy vra hulle 'n baie groter vraag. Die ek is vraag.
Wie sê jy is ek? Is sy vraag aan sy disippels. En God, die Heilige Gees, het nog nooit ophou daai vraag vra nie. Nog nooit. Dis die taal van die Heilige Gees. Jesus het dit gesê toe hy gekom het, hy gaan kom en hy gaan Jesus verheerlik. En een van die maniere hoe hy doen, is die ek is dit. En hier's 'n groot vraag. Soos ek en jy hier sit, wie sê jy is ek, is wat die Here aan ons vra. Hoekom is dit groot? Want ons sit met 'n identiteitskrisis in ons wêreld. En mense is op soek na hulle self daar buite. Mense gaan op vakansies, mense gaan op retreats, mense lees boeke, mense luister preke, mense luister na selfs eintlik nonsens, om uit te vind, maar wie is ek? Wat is my roeping? Wat is my doel? Wat is my purpose op aarde? Waarvoor is ek hier? Wie is my identiteit? En toe God identiteit praat met sy kinders, nog altyd, was die gesprek nie, kom ek vertel gou vir jou wie jy is nie. Want ons identiteite lê nie in onsself nie. Wie ons is wie hy is, in ons en vir ons. Die ek is. En as ons vraag, as ons antwoord op sy vraag van wie sê julle is ek, nie duidelik is nie, nie vas is nie, nie seker is nie, nie ingekleer is nie, nie iets is waarop jy staan nie iets wat jy duidelik vinnig kan antwoord nie, kan ek jou nou al sê, daar gaan identiteitskrisis in jou lewe wees. En wanneer die Heilige Gees kom en selfs bevestig gaan ons, bevestig hy nie net wie jy is, hy bevestig wie God is vir jou. Sy taal is nie jy nie, dis God. En hierdie sien ek in soveel Christelike kringe deurtrap. Ek het al mense sien beklei, terwyl hulle praat oor, maar ek is 'n kind van die Here. En terwyl hulle dit sê, beklei hulle met mense. Nee, maar die Here het hierdie vir my gesê. En dan, terwyl hulle doen, is daar twis. Ek het vra. Maar as jy so stoei en so seker is van die God van liefde, en jy is, wat ook al jy sê is, hoekom sien ons nie die broodkrummels van liefde nie? Die broodkrummels van vrede nie? Die broodkrummels van vreugde nie? Want iemand het begin jy is praat, en nie ek is nie. En ek wil jou aanmoedig vandag, om te luister al hoe meer na die taal van die Heilige Gees, en te praat oor die taal van die Heilige Gees. Manne, ek gaan reguit sê, want ek is daarmee in. Ek hou van die jy is taal. Ek like dit as my kinders na my toe kom, en papa, jy is die beste. Ja, ek is. Papa, jy weet net alles. Papa, jy. As my vrou na my toe kom en sê, Morney, jy is soos die rots van ons huis. Ja, sê dit. Geef my nog. Ek hou van die jy is taal. Dit voel goed. Maar die Heilige Gees praat nie daai taal nie. Hy sê, Morney, jy is stikkend. Jy is sondig. Dis die oortuiging waarmee hy kom in die begin. Jy is niks sonder my nie. Morney, jy kan nie staan. Morney, kan jy voorsien? Hy het hierdie gesprek met Job gehad, waar Job so ingesluk was in die jy is taal. En selfs met sy vriende probeer hulle uitvind, maar wie is Job, en waar is Job, en waar is die Here, en hoekom al hierdie dinge, en een dag daag die Here net op, en hy sê, Job, het jy die krokodil gemaak? En ek weet nie of jy weet nie, maar die Here hou baie van 'n krokodil. Hele hoofstuk net aan die krokodil toegewy. En hy vra vir hom, Job, kan jy die sterre so in jou hand hou? Job, bepaal jy die wind en die weer? En hy vra hom al die vrae, die jy is vraag. En hoe meer God praat, hoe kleiner voel Job, hoe kleiner voel Job, hoe kleiner voel Job. En net toe Job in die regte manier homself sien, dat hy eintlik klein is, en soos 'n wind in hierdie wêreld wat net vinnig verby gaan waai. En hy's eintlik nie so belangrik nie, en eintlik nie so groot nie. Die jy is nie so wow nie.
toe begin Job eers luister na die ek is. Die Heilige Gees praat altyd die ek is taal. En dalk verdrink van ons in situasies. Dalk verdrink aan van ons soos 'n Job en dalk voel ons soos Moses, maar Here, ek weet nie hoe nie, weet nie. En al wat die Heilige Gees doen is, onthou jy wie God is? Onthou jy hoe groot hy is? Dis hoekom ons Bybel lees, net so tussen ons vanoggend. Ons lees Bybel nie om Bybelkennis op te doen nie, ons doen kennis op oor die ek is. Maar ek onthou wie God is, want hy vir Moses geroep het. En vir hom gesê het, ek sal jou nooit los nie, hy het nooit gedoen nie. Hy het hom gelei. Hy het voorsien vir hulle. En hy selfe God is nog steeds die ek is van ons. Hy is steeds ons voorsiener. Hy is ons helper. Hy is ons leidsman. Hy is ons God. Die ek is het nog nooit verander nie. Hy bly die groot ek is. So my vraag is, vanoggend, wat se taal praat jy? Wat se taal praat ek en jy? Praat ons die taal van afkraking of bevestiging? Praat jy die taal van liefde, goddelike liefde of selfsugtige liefde? Praat jy die taal van ek is of jy is? En hoe meer ons hierdie taal begin praat van Heilige Gees, hoe meer gaan jy hom sien beweeg. Hoe meer gaan jy hom sien wandel. Hoe meer gaan jy onderskeiding hê van wat's reg en verkeerd. Waartoe vat hy jou? Waar moet jy ja sê, waar moet jy nee sê? En in dit gaan jy God se wil begin al hoe meer sien in alle areas van jou lewe. Want taal bepaal karakter en kultuur. So kom ons praat sy taal. Daar waar jy is, kom ons sluit ons oë. Heilige Gees, soos ons in die begin gesê het, Here, daar's nie 'n manier dat ons enigiets kan sê vandag wat net alles duidelik gaan inkleer wat nodig is om in te kleer, Here. Ek bid net vandag, Here, dat ons net 'n honger en 'n passie sal kry om die broodkrummels te onderskei wat U los in ons lewens. Ek bid, Here, dat ons vriendskappe om ons sal bou van mense wat hierdie taal van U praat, Heilige Gees. Ek bid vir onderskeiding, dat waar ons wandel, Here, en op soek is na U wil en wysheid, dat ons nie net sal wag vir U stem om te praat nie, en ja, Here, dit is belangrik, dat ons sal wag op U, Here, dat hy praat. Maar intussen tyd sal U dalk broodkrummels neersit vir ons. En ons moet volg. Ons moet luister. Ons moet saam praat. En ek bid, Here, vir ons taal om vanoggend soos U sin te klink. Heilige Gees, dankie. Dankie alhoewel daar duisende redes is hoekom U kan trap op ons, dat U U rug op ons draai en ons aankla van dinge en ons het aanhou oortuig van ons sondes, is daar 'n draai in U stem. U bevestig aan ons dat ons U kinders is, die ek is se kinders is. En Heilige Gees, ek bid vir ons harte, vir ons ore, vir ons woorde, om te groei in hierdie. Here, ons wil praat soos U. Ons Vader wat in die hemel is, fokus altyd eerste op U. En Hemelse Vader, as ons dalk verdrink in die jy is oomblikke, waar ons die mens wees beter van ons kry, so is jammer daaroor, Here. Ons besef U het gesterf daarvoor. En ek bid vir 'n vernuwing as gevolg van wat U gedoen het, Jesus aan die kruis, om binne in ons harte nou te gebeur. Dat ons 'n passie sal kry om te wees soos U. Dat ons sal uitsien, Here. Om liefde te saai in oomblikke waar daar niks liefde is nie. Om vreugde te bring waar daar niks vreugde is nie. Om vrede te bring waar daar chaos is. Here, om blydskap te bring waar mense net te neergedruk is. Om mense te kan opbou, Here. Waar mense afgebreek is. Waar ons net hierdie rigtingwysers deur ons stemme sal wees dat U by mense is en vir mense is. En dankie daarvoor, Here. Mag God beleef word in ons taal. En Heilige Gees, dankie dat U groter is as ons. Dankie dat U liefde, U genade en alles wie U is groter is. Maak ons meer soos U, Here. Elke dag, elke oomblik. Help ons taal. Dankie, Here, daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Amen.